Goeiedag luisteraar. Wat 'n voorreg om saam met julle weer eens te verkeer in die woord. Welkom by NG Dallarywil Oos se kanaal. Ek is Dominee Natasha en vandag praat ons oor ware voorspoed, gevorm in die hande van die pottebakker. Ja, ons kyk vandag Psalm 1 en Jeremia 18. Psalm 1 het die opskrif die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniging saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Nou gaan ons na Jeremia 18 kyk, en dit het die opskrif soos klei in die pottebakker se hand. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe, ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring, en die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, ek berei vir julle 'n ram voor. Ek is besig om 'n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg. Tot sover. Ek wil julle vandag saamneem na twee prentjies uit die Bybel wat ons geloof en ons lewe baie mooi verduidelik. In Jeremia het ons nou net gelees dat die Here vir Jeremia na 'n pottebakker se huis stuur. Hy kyk hoe die pottebakker met sy hande klei vorm op die wiel, maar terwyl hy werk, breek die pot. Wat doen die pottebakker? Hy gooi dit nie weg nie. Nee, hy knie dit weer, maak dit sag en begin van voor af. En die Here sê toe, so is julle in my hand. Dan, in Psalm 1, kry ons 'n ander prentjie. Die regverdige is soos 'n boom, geplant by die waterstrome. Nie net 'n boom wat toevallig daar staan nie, maar doelbewus geplant, vasgewortel en gevoed deur die water. Hy dra vrug op die regte tyd en sy blare verdroog nie. Hierdie twee beelde, die pottebakker en die boom, leer ons iets belangrik oor wat dit beteken om voorspoedig te wees in God se oë. Eerstens, voorspoed lyk anders as wat ons dink. Ons het dikwels ons eie idees oor voorspoed, nie waar nie? 'n Gemaklike lewe, gesondheid, genoeg geld, sukses. Maar die Bybel sê, ware voorspoed is nie altyd gemak of voorsiening soos die wêreld dit sien nie. Dit is om in God se wil te staan. Die boom is voorspoedig omdat hy by die waterstroom geplant is, nie omdat hy nooit storms kry nie.
En die klei is bruikbaar omdat dit in die hand van die pottebakker bly, nie omdat dit reeds perfek gevorm is nie. Ek en jy moet weet, God gooi ons nooit weg nie. Wanneer ons voel ons lewe breek, dalk deur verkeerde keuses, sondes, mislukkings of pyn, dink ons maklik, dis klaar. Ek is nie meer bruikbaar nie. Maar Jeremia wys, God is die pottebakker wat nie klei weggooi nie. Hy knie ons, hy begin oor, hy maak iets nuuts elke keer. Dan moet ons weet ons groei is deur God se Gees. Psalm 1 herinner ons, die boom dra vrug op die regte tyd. Dit beteken dat vrug dra nie altyd onmiddellik sigbaar is nie. Soms gaan ons deur droogtes of moeilike tye. Maar as ons by God se stroom geplant bly, sal hy die vrug bring op sy tyd. Maar hoe moet ek en jy dit toepaslik maak vir ons, mense om ons, vir die liggaam van Christus, vir ons gemeentes? Julle, vandag, as jy dink aan 'n potjie kos ete, elke persoon moet iets saambring om hierdie fees te vier, om saam te kuier. Elke een van ons is soos 'n bestanddeel. Soms lyk ek en jy of ons niks beteken nie, maar as ons saamgevoeg word, maak ons 'n feestelike ete. Net soos ons as gemeente, as liggaam van Christus, elkeen uniek, elkeen 'n ander bestanddeel, maar saam een liggaam in Christus. God vorm ons, nie net individueel nie, maar ook as liggaam, om sy wil te doen en sy liefde sigbaar te maak in die dorpe wat ons tans is, as ook ons gemeenskappe. So, die boodskap vandag is eenvoudig maar diep. Jy is klei in die hand van die pottebakker. Hy is nog aan die werk. Jy is 'n boom geplant by sy waterstrome. Hy voed jou. Jou voorspoed lê nie in wêreldse sukses nie, maar in God se wil vir jou lewe. Mag jy hierdie week in jou hart dra, dat die Here jou nie weggooi nie, maar jou altyd nuut vorm. En mag jy die vreugde vind van 'n lewe wat geplant en gevoed word deur hom. Bring jou kant en weet, deur die storms groei jy, want ongelukkig groei ek en jy nie in die goeie tye altyd nie, maar in die slegte. So mag ons saam groei, maar sterk staan in die Here. Amen. Here ons pottebakker, dankie dat U ons nooit weggooi nie. Dankie dat U ons vorm selfs deur pyn en mislukkings. Plant ons vas by die stroom van die woord, dat ons soos bome kan wees wat vrug dra. Maak ons bereid om U hand toe te vertrou en gee vir ons, dat ons ook kan weet, elkeen van ons is uniek, maar saam een liggaam in U. Here, seën ons elkeen, dat ons wortels diep in U stroom geplant word. En mag U, die pottebakker, ons elkeen vorm met liefde en geduld. Mag U vreugde in ons wees. En mag ons vreugde voorspoed bring, nie in die wêreldse oë nie, maar in U wil. Mag ons groei. Amen. Geseënde week en pas jouself mooi op. Tata.